It's a bit too much, jong. Jy weet, is ek vir my too much nie, maar ek gaan maar. En ek bid, vra vir Jesus. Ek wil iets doen. Ek wil iets doen, help my. En in daai tyd skielik, vind ons uit dat 'n familielid van my vasgeval het in drugs. Hy is in 'n rehab, die rehab is tussen Parel en Wellington, word gerun deur moslims, soos die regterkant. Rehab. Okay. En uit die blou tyd, wel die moslim was in charge daar, wil jy nie woensdae aande vir die Christen oukies hier in die rehab op woord bring nie. Eers gee jy die hartseer van die familielid wat daar is. Maar ek gee vir jou 'n solution. Jy wil ons praat. So nou gee ek jou sommer kans om te praat met die familielid. Eerstens, daar is omtrent 30 Christelike oukies daar. En ek sê, vooruit, ons kan dit nie glo nie. Ons gaan nou weer weet, ons gaan nou gaan praat dan. En dit gebeur toe. My seun is daar, die familielid is daar, en hy's uit, en hy's gesond, hy's nie op drugs nie. En ons is nou uiteindelik toe nou weer eens daar weg, van oor dinge wat hulle het vir ons gesê, ons moet asseblief nie sê, want hulle praat met die mense in programme, moet asseblief nie vir mense sê, dat Jesus kan jou vrymaak, en 'n nuwe mens maak. Hulle moet eers die program volg. Moenie vir die Christen oudies dit sê nie. So, jammer, ons kan dit glad nie doen nie. Maar ons het baie van hy oudies het ons saam met ons laat beweeg en. En so het Jesus my na 'n klomp plekke toe gestuur. Want ek het ons gevra, as jy vir hom vra, as jy vir hom vra, jy wil met mense deel, gaan hy vir jou mense bring. En hy gaan vir jou geleenthede gee om die gospel te deel met mense. En wat 'n beter tyd as Easter, wat 'n beter tyd as nou om dit met mense te deel. Ons het vanoggend bietjie die strate geloop, dan jy weet mense kyk maar so, dan kom die mense net so uit die huis uit loop. Ons mense is stikkend. Ons mense is stikkend oor die wêreld, maar ons praat spesifiek van ons dorp. Maar hoe gaan hulle beter raak as hulle nie weet nie? Hoe gaan hulle weet daar's 'n uitweg as niemand vir hulle sê nie? Ek sê vir pastor nou die aand, ek sê, ons kom almal hiernatoe, ons gaan almal na ons kerke toe, ons is almal gelowiges. Dis wonderlik, die liggaam van Christus is baie, baie, baie belangrik. Maar daar's mense daar buite wat hom nie ken nie. Moet ons nie uitgaan. Daai geleentheid moet ons nie uitgaan. En daai mense wat nie vir hom ken, inbring. En in ons midde inbring. En hulle vertel van Jesus. Ons kan nie. Ek het al in kerke ingegaan. Pastor, in kerke ingegaan, dat daar groepie en daar groep, ek judge niemand nie, ek sê net hoe mense soms ons kerk sien. Ek wil nie vir Jesus volgens dit so gaan nie. Hulle vertel my van Jesus, maar dit gaan so, dat hulle in die kerk vir mekaar sit en sleg sê, en van mekaar skinder. En as hulle later vir mekaar op 'n koppie teetjie ontmoet, jy weet, hy sussie. Ja, ek weet nou maar nie so mooi nie. Mense wil nie na ons kerk, hulle wil nie na ons toe kom nie, hulle wil nie van Jesus weet nie, want hulle sien hierdie dinge gebeur. Wat sê Houston? Julle sê Jesus kan my lewe red, maar regtig? Is ons nie geskape as op die dag wat ons gered is om in liefde te lewe? Dit maak nie saak wie die persoon is of wat die persoon is, om in liefde te lewe. It's by this that they will know that you are my disciples. Dis deur dit, as die mense dit sien, as die mense Jesus in jou sien die dag, gaan hulle opsien. Daar's al mense wat al vir my gesê het, van my vrou, sê, ja, ek wens ek kan soos sy wees. Want sy het 'n hart wat net mense net instroom.
dat mense sê, ek wens, maar dit is moontlik. Dan vat sy hulle sommer by die huis aan, en praat sy met hulle, is moontlik. Mense gaan nie na Jesus toe kom, as ons nie 'n voorbeeld is. As ons nie wys wat hy in ons lewe gedoen. Dis hoekom dit belangrik is om 'n getuienis te gee. Om 'n getuienis te gee, dat mense kan sien, maar, joh, dis waar jy was. En kyk waar is jy nou. Maar dit is moontlik. Jy praat van hierdie Jesus wat dit gedoen het. Vertel my so 'n bietjie van. En dis net daar. Maar ons skep nie die geleenthede om dit te doen nie. En alles wat ek praat ek vir myself ook. Ek praat nie spesifiek van mense. Ons skep nie geleenthede. Ons maak nie tyd om mense te bedien nie. Ons gaan kerk toe, ons sit in die kerk en ons prys en worship en is wonderlik, die gees van die Here beweeg. Maar baie keer dan dink ons, joh, hy hoor brand nou op die huis. Bereid dit kom, ek is hom. Verstaan julle, ons, baie keer raak ons 'n bietjie die pad byste. Ons kom kerk toe, want ons voel ons moet kerk toe kom. Ons voel dis 'n plig om kerk toe. Jy moet in die oggend moet jy opstaan, jy moet al Woensdag beginne uitsien. Jy moet al Woensdag sê, joh, Sondag. Ek wil tussen my broers en susters wees. Ek wil die liefde van Jesus tussen my vriende. Ek wil hy liefde voel by my gemeente vandag. Dis ons kerk. Nie want ons gefors of laat die buurman sê, kyk, hulle gaan alweer kerk toe. Ja, dis nie waaroor dit gaan nie. Daai buurman wat so dink, bring hom saam. Bring hom saam. Ek het vir Pastor gesê, ken redelik hierdie area, ons het mense geken wat hier gebly het. Dis potensiaal. Baie potensiaal. Ons moet hande vat. En ons moet daai gaan haal. Hulle wil nie wees, hulle weet dit nie. Hulle weet net nie hulle wil nie wees. Ons moet hulle gaan haal. Julle is almal disippels vir Jesus. Am I right? Ons is disippels, ons het vir Jesus gesê ja. Nou as ons disippels is, moet ons die mense gaan haal. Bring net een. Bring 2. Bring hulle net. Dis wat Jesus vir ons sê. Ek sê vir Pastor, hierdie plek gaan seker so klein raak, jy gaan moet 'n groter plek, of jy gaan moet nog aanbou, of iets gaan gebeur, as ons doen wat Jesus vir ons sê ons moet doen. As ons gehoorsaam is aan die woord van God. Go! And make disciples. Gaan. Doop hulle. Vanoggend gevoel of ons weer gedoop is met die. Dis God se lekker gevoel. Dit is so 'n gevoel. Ja, yes Lord. Lekker nie weer die water op mense. Go make disciples. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons kom net tot by daai ene. Ons kom net tot daar. En dis hoekom mense dit nie wil doen nie, want hulle lees nie die volgende sinnetjie nie, Pastor. Hulle stop by daai sin. Go and make disciples of all nations. Nee, dis die pastoor se werk. Dis nie my werk nie. Pastoor moet gaan. Pastoor en die ouderlinge. Hulle moet vir die mense gaan bid. Ek kan dit nie doen nie. Nou gaan ek hier in by 'n huis en 'n ou trek 'n mes uit en hy val my aan. Nee, die pastoor en solank ek net hier Sondag is en ek doen my deel hierso, that's it. Daar is mense wat disippels kan gaan maak. So ons vergeet ons is disippels. Maar net die volgende sinnetjie. En onthou, ek sal altyd by jou wees. Met ander woorde, daar is die vreesfaktor God. Gaan maak disippels en weet verseker ek is altyd saam met jou. Wat het ek dan om te vrees? Wat het ek dan om te vrees? Jesus het ons gesê, almal moet gered word. Nie net 'n sekere hoeveelheid van ons nie. Almal moet gered word. Hoe gaan dit gebeur as ons as kerk stil sit in die kerk en ons reach nie elke en ons kom nie by die mense wat dit nodig het? Daar's mense daar buite wat nog 10 keer erger as ek probleme het. 10 keer erger. Ons weet nie daarvan nie.
Dis al 'n probleem. Jy moet jou maar doodsyp. Ja. Jy hoor dit, dis mense wat kerk toe gaan. Nee, jy moet hom maar dood drink. Sy paadjie is uitgelê. Regtig. Is hy nie op daai selfe paadjie wat jy is om gered te word nie? Ons is te gou om mense te judge in plaas van hulle na die Jesus te bring. Ons is te gou om mense sleg te sê as om hulle by Jesus te bring. En ons is almal skuldig. Ons is almal skuldig. Ek het nie tyd nie. Ons het tyd. Ek voel Sondag gaan ons, wanneer Jesus opgestaan het, want ek is seker daar's nog mense wat dink hy's dood. Ek dink as mense wat dink, ja, hy het gegaan, hy's gewoon, want hy doen niks vir my nie. Maar Sondag gaan ons duidelikheid kry, en duidelik praat oor, dat hy opgestaan het. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan in jou situasie vandag. As jy gedink het, jou situasie kan nie gered word. Hy het opgestaan, hy gaan opstaan, hy gaan uit die situasie van jou, gaan hy jou lig, en hy gaan dinge verander in jou lewe, en in jou buurman se lewe. As jy met jou buurman bietjie gesels. Gemaak disipels van alle nasies. Is dit, ek weet net nie hoe lees ons dit, of die woord dat sê, wat is die grootste gebod, jy met die God, jou Vader, God jou lief, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met jou hele alles, dit is dit. Maar gelyk staan dan op, love your neighbor, maar dit beteken nie ou wat langs jou bly. Dit beteken jou medemens. Dit staan gelyk staande aan daai gebod. Hoekom doen ons dit nie? Hoekom is ons nie lief vir ons neighbors nie? Hoekom is ons nie lief vir die man wat hier in die straat loop en in die asblikke grou, want hy's besig om dood te gaan van die honger nie? Daar's iemand daar wat nie eens weet hoe hy môre gaan opstaan nie. Daar's mense daar buite, hulle het opgegee, hulle weet nie meer nie, hulle kan nie meer nie. Dis ons neighbors. Maar ons worry nie. Solank ek happy is, solank Jesus in my lewe is, solank ek 'n job het en ek verdien geld, ek worry nie oor daai ou nie. Dis nie my werk nie. Dis nie wat Jesus sê. Dis nie waarvoor hy vandag kruis toe gegaan het. Hy het nie daarvoor gegaan nie. He so loved the world, that he gave Jesus. That whoever, buurman, buurvrou, straatmens, wie ook al, whoever believes in him, shall not perish, but have everlasting life. Maar daai een weet nie hierdie vers nie. Hy ken nie hierdie vers wat ons vanoggend die sê nie. Hy weet nie van dit nie. Want daar's niemand om te sê nie. Daar's niemand om te vertel nie. Because it's not my job. My goodness. It's not my job. Kan ons vandag opnuut, vandag is 'n nuwe dag. Jesus gaan by die kruis, hy stap by die kruis. Kom ons stel ons kruis op vanoggend. Kom ons stel ons kruise op vanoggend. En ons volg hom wat hy sê in sy woord. As jy nie jou kruis kan optel en my volg nie, is jy nie my disipel. Wil jy sy disipel wees? Ja, Jesus, ek is jou disipel, ek is lief vir jou, ek wil alles vir jou doen. Nou kom ons stel ons kruise opnuut op vanoggend. En ons volg hom vanoggend by die kruis. Ons volg hom vanoggend. En môre gaan ons as die kruis neergesit het, gaan ons vir ons buurman sê, of daai persoon in die straat sê, Jesus het 'n wonderlike ding gedoen, kom hier so, ek wil jou vertel daarvan. Daai meisiekind wat in die winkel agter die counter werk, wat goed verkoop, sy help jou, sy serve jou. Of net vir daai meisiekind of vir daai jong man net te sê, Jesus is lief vir jou. Want jy weet nie as jy dit doen, dalk
dalk spaar jy daai meisie se lewe. Sy's dalk van plan om vanaand selfmoord te pleeg as dalk iets aan die gang in haar lewe. Maar as ek vas sê Jesus is lief, gaan iets in haar mind verander. That's right. Dis nie my job nie. It's not my job. Broer en suster, disciples, ek wil vandag vir jou sê, it is our job. Yes. Amen. Dit is ons werk. Die dag wat ons gesê het, ja, I want to give you my heart, Lord. I repent of all my sins today. Yes. Het jy gesê, jy's 'n disipel. Amen. Dit help nie, jy praat net met gelowiges nie. Dit help nie, jy share die goeie nuus met gelowiges nie, want hulle ken die goeie nuus. Ons moet dit vertel vir die mense wat nie glo nie. Ek is so jammer, ek draai die hele tyd daar rond, ek wil hierdie kant op draai, maar ek raak in 'n, vergewe my asseblief. Maar julle hoor anyway alles wat ek. Maar ek voel nou baie skuldig. Ek tree nou glad nie soos 'n disipel op. Dis asof ek nou net moet hierdie kant praat, want lyk my hulle is disipels. So nou dink ek, moet asseblief nie dink ek dink julle is disipels nie. Ek voel nou regtig onskuldig. Ek is nou, ja, vergewe my asseblief. Ek is baie lief vir julle. Net so baie soos wat Jesus vir julle lief is. Die boodskap is, hy gaan vandag kruis toe. John 3:16. Dis op my kaart gewees, my favorite vers. Dis die vers wat my lewe gered het. John 3:16. En kruise. Ek het ons kruise. Ek is kruis crazy. As 'n groot kruis op my muur by die huis op. Want dis wat my gered het. Dis die kruis wat my gered het uit die dood uit. Dis die kruis wat jou gered het uit die dood uit. Dis die kruis wat daai man na buite kan red uit die dood uit. Kan ons nie ons kruis optel vanoggend? Kan ons asseblief ons kruis optel vanoggend? En as hy een wat beswaar dra sy kruis, kom ons gaan help hom. Jesus het swaar gedra sy kruis, maar toe is daar 'n man wat hom gehelp dra het. Simon. Ja. So as jou broer vir jou sê, jy sien, don't tell me you don't see. Jy sien as iemand swaar kry, jy kan dit sien. Jy kan dit hoor, jy kan dit voel. Voor alles het 'n meerige gelowige is. Kom ek help jou met jou aan die kruis dra. Want dit lyk my jy kan hom opgetel. Is dit nie waarvoor ons gemaak is nie? Om mekaar te dien, om mekaar lief te hê. Daai ouetjie wat aan die huis sit, ons het so by die mense in die huis gegaan, dan sit hulle in. Sit net daar, ons gaan om vir hulle te bid. Dan gaan die nostrils. Dan steek hulle die goed so agter hulle weg. Maar ons het nie daar gegaan om te judge of om te sê, gee daai goed hier nie. Ons het ingeloop net om van hulle te sê, we love you, man. Wat ook al jy doen, ons lief vir jou. Ons is lief vir jou. Jy dink die wêreld, almal haat jou. Die wêreld doen, maar ek wat lief is vir Jesus, I love you, man. I love you. Waarmee jy nou besig is, jy weet, ek wil vir jou niks te sê. Maar ek wil net hê, terwyl jy dit doen, weet net, dat Jesus Christus het vir jou gesterf, en hy is baie lief vir jou. It's not my job. It's not my job. Dis nie my werk om dit te doen nie. Daar's pastore, en daar's senior leiers in die kerk, en daar's evangelists, en hulle moet daai tipe goedjies doen. Is ek reg, pastoor? Hulle moet dit doen. Dis nie ons werk nie. Ons moet net hier kom sit en luister. Dis nie ons werk nie. En asseblief, ek praat nie van die kerk nie, ek praat nie spesifiek, ek praat, dis die liggaam van Christus, hoe die liggaam van Christus vandag is. Ongelukkig
Maar ons vergeet daai daar buite. Jesus het mos nie net sommer net 'n ding opgemaak en gesê, the harvest is ready nie. Wat beteken dit? Die harvest, die goed is ryp. Die goed is ryp, julle kan maar gaan pluk. Die goed is ryp. Maar as nie werkers nie, because it's not my job. Because it's not my job. Kan ons nie terugkom? Let's go back to basics. Let's go back to basics vandag. Kom ons maak dit ons job. Kom ons stel ons kruis op vandag. En ons volg hom. En ons gaan in daai harvest in. En ons gaan vertel vir die mense van die liefde van Jesus Christus. Kom ons vergeet daai lelike woorde wat nou gepraat is. 10 keer seker nou al. It's not my job. Kom ons vergeet dit. Vandag is 'n dag van vergifnis. Ons gaan nou op ons knie gaan, ons gaan vir Jesus vra, vergewe ons asseblief vir die tye. Jesus, wat ons gesê het, dis nie ons werk nie. Vergewe ons asseblief, Vader. Maar sal U vir ons wys? Sal U vir ons lei? Ons kan dit nie alleen doen nie. Sonder U krag en sonder U wysheid, Jesus, kan ons dit nie doen nie. Geef ons asseblief die insig. Wys ons, Here. Maar die belangrikste Jesus wat ons vra, bring ons by mekaar. Bring ons by mekaar as een liggaam. Dat daar nie verdeeldheid is in ons kerke nie. Laat ons as een operate. Laat ons as een wil uitgaan en daai job gedoen. Soos jy en jou vrou getroud het, julle een geraak. Kan die gemeente nie een raak? Kan die gemeente nie een raak nie? Want dit is jou familie. Dis ons familie. Nou, pas ek nooit gedink nie. Ek dink as mense van die wêreld wat se familie so teen mekaar baie keer opbring. Baie keer opbring families, julle weet self waar ek praat. Families om mekaar baie keer uitroei. Familie moet ons eintlik close wees. Maar hoe gaan ons close wees as ons mekaar bespreek? En slegte goed sê van mekaar. For God so loved the world. For God so loved the lost. That He gave His only Son. That whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Dis nie vir die wêreld nie. Ons is op pad hemel toe. But let's take somebody with. Ons vat iemand saam. Ons vat iemand saam asseblief. Kom ons doen dit. Kom ons gaan vertel vir iemand. Ons gaan vertel vir iemand van die goeie nuus. 'n Vreemdeling. Nie jou chop, jy vertel maar jou chop, jy's alright. Maar vertel 'n vreemdeling. Dit wat net in die asblik gegrou het. Ek hier gaan my vrou en ek weet presies wat sy gaan doen daar by die asblik. Ek weet ek ken haar te goed. Dit het gaan vertel van Jesus. En die vrou het gesê, ek glo net in die Ou Testament. Maar dan is jy baie welkom hierso. Jy gaan mense kry wat jou gaan praat, gaan wil dood praat daaroor. Hulle gaan vir jou iets wil sê daaroor. Nee maar dit, nee maar dat. Al wat ons moet doen. Jy weet dan partykeer wat ons dan doen, dan wil ons dit force. Dan wil ons dit force. En as dit dan nie gebeur nie, dan is ons kwaad. Jesus het homself nie op jou geforce nie. Hy is 'n gentleman. Hy het vir jou keuse gegee. Hy het nie gesê jy sal my nou volg. Hy het net jou hart opgemaak en iets in jou hart geplant en dit was ons eie keuse om te volg. So moet dit elke persoon se keuse wees. Maar nou gebeur dit nie. Ek kan onthou die tyd toe ek nou so dat ek het sommer my familie, my susters en my broer en almal het ek het in hulle huis op gegaan kerk. Sommer net. Dit was nou heeltemal teen hulle wil, maar ek het dit anyway gedoen want ek wil net ontslaa raak van die bangs. En ek weet dat ek al gesit en gewone
Ek het net gebid, dan kry ek tot die kleintjies, dan sê ek vir die kleintjie, ons staan nie op nie, ons gaan bid. Dan sê die familie dan, volgende Sondag, en ek sê, ek wil dit elke Sondag in 'n huis doen. Gaan die volgende of so die derde Sondag. Ken, listen, yeah, we can't make it this Sunday. Because we're gonna do, oh ja, en nog een, I can't make it either, we can okay, kan ek vir julle iets vandag sê? My hele familie is gered. Broer, suster, hulle kind, hulle is by the Rock Church in Wellington, hulle is leiers daar, maar dit het niks met my te wy nie. Ek het net 'n saadjie geplant. Dit was net 'n saadjie. Vir my oor daai tyd was dit 'n useless saadjie. Want hulle het dan nie gereageer op die saadjie nie. But it's got nothing to do with you. Maar ons wil die eer vat. En dis nie ons wat die eer moet vat nie, dis God wat die eer vat. En hy saadjie, hoeveel jaar is dit voor hy saadjie groei? 5, 6 jaar? 6 jaar! Wanneer die saadjie groei. Die ou het water gegooi, die Heilige Gees, hy moes net vir my gevra, dan kon ek meer water gebring het dalk, maar die saad gouer gegroei. Maar anyway, 6 jaar later, en hulle is almal volgelinge. Die jong seentjie van 11, 12 jaar oud, was nou die dag gedoop. Hy het sy hart ten volle vir Jesus gegee. 11 jaar oud. 11 jaar oud. Dieselfde seentjie wat ek daar voorkom sit het, toe ek in die huis het ek al gesê, Adam, you sit here, and we're going to pray. You lift up your hands and we're going to pray. Daai selfe seentjie het sy hart vir Jesus gegee. Want die saadjie is geplant op 'n jong ouderdom en die Heilige Gees het gesê, there we go. There we go. Nou hoe weet jy daai seun of dogter van jou of van jou vriend of van vriendin? Hoe weet jy dat God het nie dieselfde plan vir hulle nie? As ons net die saadjie gaan plant. Yes. Dis al wat dit vat. Plant hierdie saadjie. Maar so met jou diep plant. Dat jy uitspoel weer nie. Plant hierdie saad. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him. You can even, for God so loved the world that he gave his only son, that if Kenny believes in him, he will not perish. Sit jou naam daar. Of sit die persoon wat jy graag by Jesus wil hê, sit sy naam daar. That he will not perish, he will have eternal life. That's how God loved the world. Dis hoe lief hy die wêreld het, maar sê vir die ou vrou wat ook al. My punt is, raak nou maar kwaad vir my of dink nou maar dit. Ons sit te veel stil in die kerk. Ons sit te veel stil in die kerk. Ons sit ons bankies warm. Weereens, ek sê weereens, dit is nodig om geestelike familie te hê. Maar ons moet ook die opdrag uitvoer. As pastor een oggend hier kom en ons sing en ons gaan aan en hy sê, sit af, almal, let's go. Ons gaan nie nou diens hou nie. Kom, almal. Straat. Ons gaan straat. Weet jy, jy gaan vir eers dink, okay, maar ek garandeer vir jou, jy gaan dit like. Jy gaan dit like, want die Heilige Gees gaan saam met jou uitbeweeg. En dan gaan jy gaan dit voel. Dis lekker. Dis lekker om vir iemand te vertel van Jesus. Dis lekker om na daai huis toe te gaan, daar waar hy auntie lê, sy het 'n maagaandoening of sy siek of. Dis lekker om te kan ingaan en vir haar te gaan bid en sê, Tannie, Jesus gaan jou gesond maak. Dis lekker om vir daai ouetjie wat 18 jaar oud is, hy so van die drugs, hy kan nie deur sy oë sien nie, om hom te gaan vashou en om te gaan styf vasdruk en vir hom te sê, ek is lief vir jou. Ek judge jou nie vandag nie. Kom hier dat ek jou optel. Want ek is lief vir jou. En Jesus is lief vir jou. Maar Jesus leef in my. Dis kom ek vir jou kan sê, ek is lief vir jou. Kom wees op my boetie, my sussie. Ek wil jou help, kom asseblief saam met my. Net vir iemand. Just share it with somebody.
Julle wat terug skool toe gaan. 'n Maatjie wat